Goeiemiddag of goeienaand en baie welkom by nog 'n weergawe van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so en klik sommer op die klokkie sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou, vanaand se onderwerp is as wit wees armoede beteken. Nou, hierdie hele kwessie van wit wees het natuurlik in ons tyd 'n geweldige groot vraagstuk geword en dis veral van links wat dit natuurlik gebruik word en om blank te wees het in ons tyd 'n tamelike vloekwoord geword. Ja, die norm is nou deesdae om swart te wees in ons land, maar in ook baie ander lande ter wêreld en daar is selfs in Europa is daar mense wat voel dat wat deelneem aan hierdie hele en in Amerika natuurlik dit kom van daar af die sogenaamde wit bevoordeling of wit voordeel waarvan daar gepraat word en in ons land is daar 'n aantal joernaliste en akademici as ook natuurlik lede van hierdie groep van 40 wat sal mense hulle noem, die linkse Afrikaners, hulle noem hulle self deesdae Afrikaners, maar ek weet nie of wat hulle mooi met daardie begrip bedoel nie. Hulle is ook besig met hierdie soort wit wees diskurs en die kritiek op sogenaamde witheid en dat witheid 'n siekte is. Nou, die rede hoekom ek vandag weer daarop wil ingaan is omdat, ten eerste op hierdie kanaal voel ek is seker die Afrikaner wat die meeste weet van links is. Ek het by 'n linkse universiteit gestudeer, linkse universiteite trouens, ek het hierso in Suid-Afrika aan die Universiteit van die Witwatersrand, toe dit volslae marxistiese universiteit was, gestudeer en ek het ook in Frankryk aan die Universiteit van Parys, nommer 8, kyk daar's iets soos 12 of 14 kampusse van die Universiteit van Parys en die mees linkse ene is nommer 8 en hy sit daar reg in die rooi gordel wat hulle altyd van gepraat het in Saint-Denis en daar het ek die bus, eers die metro, toe die bus gehaal, die moltrein, dan die bus en dan het ek deur die Avenue Vladimir Lenin gery met die bus tot by die kampus, en daar het ek gestudeer. So, jy weet, ek weet baie meer van links is, as wat hulle van my al weet, byvoorbeeld. en, of as enige ander Afrikaner in die land. So, en ek voel dit is deel van my opdrag om so half mense op te voed oor hoe links is dink, want dit is die groot gevaar. En hierdie land is geheel en al oorgeneem deur die linkses. Ek het voorheen natuurlijk, ons gaan nog voortgaan daarmee my hele reeks oor die triomf van links in Suid-Afrika. Maar as ons nou kom by hierdie huidige Afrikaner debat so genaamd, dis die soveelste Afrikaner debat in 1994. Ek kan onthou in die vroeë 2000s was daar, wel eintlik het dit in die laat 90er jare begin, toe daar was 'n joernalis by Rapport ZB de Tooy. En dis eintlik hoe ek so half op die toneel beland het, want ek was maar, jy weet, ek het teruggekom van Frankryk af, en ek was 'n bietjie hier en daar in die banke gewerk, en sê meer, jy weet, niemand eintlik van my geweet nie, en totdat ZB de Tooy my nou so half opgespoor het, en hy het toe berigte oor my begin doen in Rapport, en hy het 'n onderhoud met my in Rapport gevoer, en smeer, en toe ek skielik weer op die toneel verskyn. Maar van daai, en toe is daar gepraat van 'n Afrikaner debat, destyds in die laat 90er jare. En toe het dit so 'n bietjie voortgegaan, en daar was 'n ding genaamd groep van 63, en ek wil nie daar alles daarop ingaan nie, maar dit is nou die soveelste Afrikaner debat wat daar plaasvind sedert 1994, en dit lyk nie vir my asof ons eintlik vreeslik vooruitgang maak nie, want dieselfde dinge word maar oor en oor gesê, behalwe die omstandighede het eintlik toenemend versleg. En dis waarom ek vandag by hierdie idee uitgekom het van as wit wees armoede beteken, dis ook dat, as deel nou van die huidige sogenaamde Afrikaner debat oor wat nou begin het met hierdie brief van
hierdie 44 mense aan ja, en president Trump, of wat aan die media gerig is. Ek probeer nou net hierdie, ja, daar was mos oorspronklik so 'n berig daaroor gewees. Ek het net probeer om dit hier te kry, maar ek kan dit nie vinnig aan die hande kry nie. Maar hoe dit ook al sê, daar was vandag 'n taamlike interessante kort rubriek van Pieter Mulder in die Netwerk 24. En dit begin nou waar hy die kleuterskoolkonsert van sy kleinkinders bywoon. En dan wonder hy nou, hulle gaan in die jaar 2079 jaar oud wees. En hy wonder dan in die res van hierdie eeu, wat gaan van hulle word in hierdie land? In hierdie land wat so op 'n linkse traject verkeer en met al sy wette wat teen ons diskrimineer, wat gaan van hulle word? Nou, voordat ons by Pieter Mulder uitkom, en ek gaan nog oor, dan gaan ons 'n bietjie terugkeer na die linkses toe ook, in die vorm van een of twee sulke linkse vrouens. Maar voordat ons daarby kom, wil ek hier net weer herinner aan ons boeke, wat jy kan koop, hier onder op die boekwinkel, onder hierdie video kan jy op enige van daardie beelde klik en bietjie kyk na ons boeke en of jy daarin belangstel. Ek wys weer eens net die voorblad gehou van Negrologie, waarom Afrika vergaan, wat steeds teen R200 te koop is. Baie interessante boek deur 'n Franse joernalis, 'n liberale Franse joernalis, maar wat 20 jaar in Afrika deurgebring het en al die burgeroorloë en die verskrikkinge en alles raak gesien het daar. Dit gee mense baie insig in baie van die geweld wat ook in ons land plaasvind. Maar nou, om by Pieter Mulder uit te kom, dis nou die eerste punt waarby ek wil uitkom. Hy in hierdie rubriek van hom praat hy dan van sy kleinkinders by die kleuterskool. En hy verwys dan na van die mense wat sukkel, wat jy weet, wat arm is, wat wat dit nie breed het nie, en dan is daar 'n voorbeeld byvoorbeeld van jy weet, 'n seun wat hy speel baie goed rugby, hy is die beste loskakel in die provinsie en hy wil dan graag 'n studiebeurs kry om te gaan studeer, want sy ouers het nie genoeg geld vir hom universiteit te gaan nie. Hier is dan die berig. Pieter Mulder woede oor 40 se brief lê hier. Nou daar's 'n woede teen hierdie 40 linkse Afrikaners wat hulle aan die ANC se kant teen Trump en teen die res van ons gestel het. Want hulle sê ons geniet nog steeds blanke voordele en al sulke tipe goed. En toe hier kom Pieter Mulder nou in sy berig, sy rubriek, en hy vertel van hierdie mense, hierdie kind wat beste loskakel in die provinsie, maar hy wil graag universiteit toe gaan, maar om 'n beurs, 'n studie, 'n sportbeurs te kan kry, moet hy Kruiwenweek toe gaan. En toe dit nou daarby kom, toe word daar gesê, nee, maar hy's wit, hy's blank, hy kan nie Kruiwenweek toe gaan nie. Daar moet 'n swart loskakel van die skool afkom. En toe stuur die skool die swart loskakel van die 3de span, wat nog glad geen indruk op enigiemand gemaak het nie, Kruiwenweek toe. En hierdie kind wat soveel hoop daarop geplaas het dat hy 'n studiebeurs universiteit toe gaan kry, sportbeurs, omdat hy goed rugby speel, hy gaan eenvoudig net dit nie haal nie, want hy is 'n blanke. En dan is daar ook by die skool, en o ja, die kersie op die koek is, Pieter Mulder skryf verder daar, hy skryf, ja, hierdie swart loskakel se ouers werk vir die staatsdiens, en hulle verdien hierdie R1 miljoen salarisse by die staatsdiens, en hulle laai hulle kind by die skool af in 'n baie duur voertuig. En daai arme wit kind, wat so presteer op die rugbyveld en alles, hy val net heeltemal tussen die krake deur. En dan is daar ander mense wat hy praat van, ook wat natuurlik hulp van die kerk moet kry, en
Jy weet, en ja, daar's 'n ander geval waarvan hy praat, waar een van die ouers, ja, van hierdie kleuterskool ouers, hulle kind het 7 onderskeidings in matriek gekry, en hy 2 jaar na mekaar het hy probeer om toelating te kry by onderste poort om 'n veeartsenykunde te studeer. Maar elke keer kon hy dit nie haal binne die wit kwota, baie klein wit kwota wat toegestaan word by onderste poort nie. En hy studeer nou in Hongarije, veeartsenykunde. So met ander woorde, ons moet die land verlaat om te kan studeer, selfs ons skrander, kinders wat presteer op skool, daar word teen hulle gediskrimineer, hulle mag nie studeer nie, hulle moet in die buiteland gaan studeer, as hulle nou veeartsenykunde of medies of wat ek al wil studeer. Ek het op 'n ander keer ook eers gelees daar van 'n meisie, haar ma was 'n dokter, en sy het baie hard probeer, sy het 6 jaar lank probeer om toelating tot mediese studie te kry, maar uiteindelik moes sy in Letland gaan studeer. Daar so in een van die OSCE-lande, Hongarije, Litouwe, Letland en Estland, daai 3 landjies net so langs Rusland daar, wat nou deel van die Europese Unie natuurlik is. Nou ja, dit is die situasie waarin ons bevind, en aan die ander kant is hierdie linkses besig om ons te vertel, dat ons nog steeds, wel, ten eerste lei ons aan die siekte van witheid, waarvan ons nou genees moet word, en aan die ander kant, beskik ons nog steeds oor blanke bevoorregting. En een van die prominente, en daar's 'n vrou hier so in Suid-Afrika, haar naam is, sy is by Wits, die linkse marxistische universiteit, waarop almal baie trots is. Haar naam is Melissa Stein, en sy is 'n sogenaamde deskundige op witheid. Sy skryf om mekaar artikels oor witheid en die siekte van witheid, en sy het al in Engeland gaan praat oor hoe verskriklik die wit Suid-Afrikaners is, en met hulle siekte van witheid. En sy verskyn ook op televisieprogramme in Suid-Afrika, en saam met haar is daar ook een van hierdie 40 mense, hierdie 40 linkse Afrikaners, terloops ou Piet Kroukamp het daar op my Facebook ook teen 'n paar mense uitgevaar, omdat ek hom nou daar genoem het, of iets van die aard. Maar, afgesien van Piet Kroukamp, is daar 'n paar ander prominente linkses, wat nou hierdie brief onderteken het, waaronder ook Christie van der Westhuizen. Sy was blykbaar eens op 'n stadium die politieke redaktrise van Beeld, maar sy is nou 'n professor van witheidsstudies of iets soortgelyks aan die Nelson Mandela Universiteit. Wat ook demonstreer, ek het al voorheen op hierdie program gepraat, ek weet nie of ek dit hier is waarna ek verwys het nie, maar ek verwys gereeld daarna, van die Italiaanse kommunis Antonio Gramsci. Hy het ons gepraat van die opmars deur die instellings, dat die linkses moet al die instellings oorneem, hulle moet die universiteite oorneem, die media, en uiteindelik natuurlijk die regering en die staatsdiens en alles, sodat die totale, alle instellings moet onder linkse beheer wees. En dit het in ons land plaasgevind. Daar is geen regses meer iewers nie. Daar is nie 'n enkele regse professor oor in die land nie. Daar is nie 'n enkele regse in die staatsdiens nie. Daar is nie, selfs in die parlement, ek weet nie, daar is miskien 1 of 2 wat jy as regs kan beskou, of selfs nie eens nie. Die res ander 400 parlementslede is almal in meerdere of mindere mate links. Maar nou ja, hierso kom ons nou by, ek wil nou net 'n stukkie speel, ek verskyn nou vir hierdie Engels op hierdie kanaal, maar ek gaan so 'n stukkie speel van hierdie Melissa Stein, waar sy nou praat oor witheid. En dan kan jy 'n idee kry hoe hierdie vrou dink. Kom ons luister nou. Forward, because when my director posed that question to me, what does it mean to be white in South Africa?
The first thing that came to mind is privilege. But you can't just use that as a blanket statement, because there are some white people in the country who are feeling like they're being discriminated against. That they don't get the jobs, so they don't get the position in the school, or they don't get this and they don't get that. So what whiteness means to them is disadvantage. So those are the levels that we're looking at. And I know you authored the book, Whiteness Ain't What It Used to Be. How do you navigate your way around that? Well, you must hear the irony in that, in the title, hey, because I mean it is obviously sort of, it is ironic. It's not meant to be sort of taken seriously. The fact of the matter is that white privilege is still alive and well, you know, and I think that that's part of the way in which white people understand themselves as being disadvantaged. It has already to do with the assumptions of privilege that are in some ways being challenged. And that's the experience that there is for many white people. Because even poor white people do still have their whiteness. And whiteness can be understood as a property. It's something that people have, that in some ways opens doors for them, makes you know, gives them a leg up in life. And because whiteness is a positionality that is shaped through the historical experience of dominance, it is a big adjustment for white people to find themselves in a context where they really, you know, the appropriate historical stance for whiteness in South Africa is to be supportive, not to be dominant. Because the main historical thrust of our time is about, as you said, the redress of the past. It's about centering black people's interests. And for many white people, that's an adjustment that they haven't really made. They still feel that. Nou ja, daar het jy dit, as jy blank is, dan geniet jy steeds voordeling. Hoewel, niemand kan het sien nie, mense verarm, daar word teen hulle gediskrimineer wat studies betref. Daar's baie mense, baie Afrikaners wat op universiteit was en so meer. Wie se kinders nie kan bekostig om universiteit toe te gaan nie. Want hierdie NSFAS, wat nou veronderstel is om beurse uit te deel vir behoeftige kinders, in baie gevalle, jy weet, word blankes net afgewys. Hulle kry nie beurse nie, alhoewel hulle in terme van inkomste daarvoor sou kwalifiseer. Nou, ek wil verder nou ook net verwys nou hoe 'n vriendin van hierdie Melissa Steyn is, nou dis nou natuurlik Christie van der Westhuizen, een van hierdie 40 mense wat die brief ondertekene, die 40 linkse sogenaamde Afrikaners, alhoewel ek weet nie of hulle regtig Afrikaners is nie. Alhoewel Christie van der Westhuizen het geskryf, om Afrikaner te wees is vir haar 'n roeping, maar ek dink sy bedoel daarmee dat sy wil Afrikaners bekeer tot haar sienswyse is. En dit is wat sy onder die roeping verstaan. Nou, sy was in Duitsland iewers, waar sy 'n lesing gegee het, ook oor witheid en die Afrikaner se witsiekte, brandsiekte, witsiekte, en ek speel net so weer so 'n stukkie daarvan, ja, sy gaan Leipzig toe, en dan vertel sy mense daar by die Universiteit van Leipzig oor die witsiekte, brandsiekte van Afrikaners. Kom ons kyk gou daarna. Balancing act between race and ethnicity that would give rise to a so-called purified form of nationalism, which had massive ramifications then in the formation of apartheid in 1948. Ordentlikheid is a concept that I use to capture a particular ethno-racial disposition, one could say, to legitimize Afrikaner claims to whiteness. We make a turn at the volksmoeder as the embodiment of this claim on whiteness, and just have a sort of, well, not really an in-depth look, but just pass by apartheid, of course, I think.
And I thought, one has to bring in the Leipzig option because that's been an important factor in the ending of apartheid. I don't know if people are familiar with this phrase, but it's a phrase that the South African Communist Party used at Ja, daar het sy nou verwys na die Suid-Afrikaanse Kommuniste Party, maar dit is ook vir my totaal en al teenstrydig, want sy is in Leipzig, waar die betogings teen kommunisme in Oost-Duitsland begin het. Maar daar loof sy die kommunistiese party in Suid-Afrika, en sy is natuurlik 'n groot bewonderaar van Bram Fischer. Ek dink in haar artikel daar waar sy haarself as Afrikaner beskryf het sy ook gesê dat sy identifiseer baie sterk met Bram Fischer en ander Afrikaners soos hy, alhoewel Bram Fischer was lankal nie meer Afrikaner nie, as hy ooit ene was, maar sy identifiseer met, stel dit maar so, die anti-Afrikaners, of diegene wat saam met die kommunistiese party, of die ANC, mense soos Karel Neas, of wie ook al, wat as het ware die Afrikaner in sy wese wil eintlik vernietig, sy identiteit wil vernietig en dan 'n ander identiteit wil verskaf. Dit is waarmee sy identifiseer. Nou gelukkig, ek sien, hierdie is nou die Universiteit van Leipzig se YouTube of iets. Ja, hierdie video het, dis van 2 jaar gelede, en hy het 367 kykke gekry. Nou, en dit sê vir ons, dit vir my ook, dat alhoewel die linkses nou met die Gramsciaanse, sou die korrekte uitspraak wees, dink ek. Ek het dan 'n bietjie Italiaans agter die rug, wat mense seker nie van Kirsty van der Westhuizen kan sê nie. Ja, hulle beheer al die instellings, maar desnietenstaande geniet hulle geen aanhang onder die gewone mense nie, want as jy vir die gewone Afrikaner op straat gaan sê, genees jou van jou witheid, van jou wit siekte, jou brandsiekte, van wit wees, dan gaan die persoon waarskynlik dink jy is bietjie, jy is skroeflos. Nou gaan ons nou nie sê, jy weet, ek erken, daar's iets fout met my, omdat ek 'n blanke is, omdat my ouers van Europa afgekom het nie, of so iets nie. Jy weet, jy moet gebreinspoel wees binne 'n bepaalde milieu, binne die soort, binne die sekere linkse, quasi-marxistiese universiteite in Suid-Afrika, dan, jy moet deel vorm van daardie linkse sekte. Eers dan, gaan jy jouself in sulke terme begin uitdruk, dat jy van witsiekte, brandsiekte. Maar dit neig uiteindelik na, dit skep by my verskillende vrae op, want ons sien nou dat, wel, daar was 'n tydvak toe in Afrikaans nie die linkses mag gepraat het. Jy weet, ek dink dat was omtrent amper 20 jaar, waar tydens ek persoonlik geweldig gesensureer is in Suid-Afrika. Jy weet, ek het so 'n bietjie in Amerika, en elders in Swede, en allerlei ander plekke, Nederland, en waar ook al, het ek met mense kon gesels. Jy weet, en is daar selfs onderhoude met my gevoer in die media, en wat ook al. Jy weet, ek het gepubliseer, en artikels in Engels geskryf, en van die goed is ook in Sweeds vertaal, en wat ook al. So, ek kon in die buiteland kommunikeer, maar binne in Suid-Afrika, ja, is daar, eintlik is ek half gesensureer, jy weet, ek is gekanseleer. Maar nou, oor die afgelope tyd, sou ek sê, afgelope jaar of 2, is daar 'n soort, wat sal mense dit noem, jy weet, dit is in die Sowjetunie, wat het hulle gesê, dit ontvries. Jy weet, Suid-Afrika, hierdie linkse land wat baie groot vriend van Cuba is natuurlik, en jy weet, selfs baie Afrikaanse skryfsters, veral hierdie vrouens, linkse vrouens, jy weet, soos die vrou van Griet skryf 'n sprokie,
Marita van der Vyver, ek dink sy het 'n boek geskryf waarin sy sê Kiba is 'n wonder. Jy weet, in een van haar boeke is daar iets oor Kiba of iets van die jaar. En ek dink was onderhoude ook met haar en sy het gesê Kiba is 'n fantastiese plek, jy weet. In Kiba sit hulle jou sommer, jy weet, as jy so 'n bietjie van 'n dissident is, dan sit hulle jou sommer in die tronk. Jy weet, ek aanvanklik Parys toe gegaan het in 80er jare. Toe het ek 'n Kiban, daar was 'n ou in die nuus daar. Ek het nou sy naam vergeet. Ek onthou sy naam, Valadares was hy van. Fidel Castro, hy was 'n Christen. En Fidel Castro het hom vir 27 jaar toegesluit in 'n sel wat so groot soos 'n toilet was. Dit was net so 'n hokkie. En toe jy weet, uiteindelik deur bemiddeling van buitelandse moondhede en druk van menseregteorganisasies en wat ook al, het hulle om toe vrygelaat gekry, maar hy moes 'n jaar lank net weer leer loop, want hy kon nie meer loop nie, want hy's toegesluit in 'n hok vir 27 jaar. Hierdie Valadares, en dis Kiba. Magriet skryf 'n sprokie, Marita van der Vyver. Jy weet, sy dink Kiba is 'n wonderlike plek. Maar jy weet, dis so, hier's baie werk om te doen in Afrikaans om mense so 'n bietjie in te lig oor wat die ware toedrag van sake is. En nou is ons en waaroor ek nou wonder is, goed, ek het nou gesê daar was 'n ontvriesing, 'n ontdooiing, liewer dis 'n beter woord, 'n ontdooiing. Die kommunisme of die linkse hegemonie in hierdie land het ontdooi oor die afgelope 2 jaar, maar nie van self nie. Ek dink dit het gekom vanweë Eskom en die kragprobleme, waterprobleme. Jy weet, tot op daai punt, en miskien die Guptas en die goed, maar tot op daai punt was dit bietjie soos in Kiba of die Sowjetunie. Jy weet, mense het gedink ons is nou in 'n utopie. Jy weet, die revolusie het plaasgevind, ANC en die SHKP is aan bewind, en ons leef nou in 'n utopie. Maar nou, en jy mag nie iets daarteen, jy mag nie kritiek daarop lewer nie, jy weet, en dan is jy nou 'n regse. Kan julle onthou, daar was 'n tyd toe hulle gesê het, as jy, wel, miskien nou nog, maar as hulle gesê het, jy's 'n regse. Jy weet, jy kan liewer sê, jy's 'n kindermoordenaar of iets hier, maar jy wil nie 'n regse wees. En as mense ook daai woord gehoor het hier, want hulle is so groot geskrik. Dis amper soos rasis. So, jy weet, dit is so iets van die aard. Die rasis, regse, die fassis, die 3 gaan saam. Maar nou, met hierdie ontdooiing wat plaasgevind het, nou, jy weet, nou staan ook, en natuurlik met sosiale media en YouTube en wat ook al, Facebook en al die goed, X, Elon Musk se kanaal, nou is daar so half 'n openbare debat wat plaasvind, alhoewel die linkses beset nog steeds die media en die universiteite, maar daar vind tog op 'n manier 'n spesiale 'n debat in Suid-Afrika plaas. Jy weet, want hier's nou die regses aan die een kant wat sê nee, jy weet, om plase grondgryp en grondonteiening sonder vergoeding is nie 'n goeie idee nie. En aan die ander kant het jy nou baie al hierdie linkse vrouens wat sê nee, dit is 'n goeie idee. Wat is daai ene? Wel, daar's mos 'n Ruth Hall daar in die Kaap, by Plaas, organisasie genaamd Plaas. So sy's eintlik die hoofideoloog agter onteiening sonder vergoeding en grondgryp en grondhervorming sogenaamd, alles wat daarmee saamhang. En daar's nog 'n ander linkse vrou, maar sy's Afrikaans, Elmien Du Plessis, maar sy kom ook, ek dink, van Stellenbosch of so tipe plek af. En laas het ek gehoor, sy was by die Universiteit van Potchefstroom. Sy het ook op 'n stadium, klomp artikels in die koerante geskryf, en so waar sy bepleit het dat die boere se grond moet nou gevat word, jy weet, want ons het nou ware sosialisme in Suid-Afrika nodig. Terloops in dieselfde uitgawe van Netwerk 24 sien ek, daar is een van 'n ou Amerikaner wat nou by die Universiteit van Johannesburg gepos het, jy weet, as jy, toe ek
daar so by Stellenbosch so praat het hulle my met geweld, jy weet daar in 2005 het hulle my met geweld daar so probeer verdryf. En maar 'n Amerikaner kan Suid-Afrika toe kom solank hy links is en hy kan 'n pos kry by die universiteit. En hy kan hierso in Afrikaans vir ons skryf dat ons het sosialisme nodig. Dit skryf hy vandag daar in Netwerk 24. Maar vanweë hierdie ons soort ontdooiing wat plaasgevind het, is daar nou iets van 'n openbare debat. Maar dis nie werklik 'n baie wat hoe sal mense dit noem? Jy weet dit is nie ja, hierso ou Christie van der Westhuizen sy praat mos hier van ordentlikheid. Ordentlikheid is 'n soort van 'n gebrek van wit mense of van wit Afrikaners. Maar dit is nie 'n ordentlike debat wat daar tans in Suid-Afrika plaasvind nie. Jy weet dit is nie soos in sommige oorseese lande waar mense nou al lankal eeue lank eintlik weet met mekaar links en regs voer debat met mekaar en hulle kan op 'n beskaafde manier van mekaar verskil. Maar hier by ons is dit nie eintlik die geval nie. Jy weet die linkse hy begin dadelik op jou skel, jy weet, en hy is baie meerderwaardig ook. Jy weet hulle sê altyd, jy weet, die regs is dom en die regs trek lelike skoene aan en jy weet hulle het so 'n rympie wat hulle opsê. En hulle is nie eintlik bereid om oor die kwessies te praat nie. Jy weet, en as jy nou nie hierdie soort mallerige begrippe soos witheid en witheid brandsiekte, sulke tipe goed aanvaar nie, dan kan jy nie eintlik met hulle praat nie, want dit is al terme waarin hulle bereid is om te dink. Hulle is nie, jy weet, daar seker wel 2.500 jaar van westerse denke, jy weet, van Plato en Aristoteles of selfs die pre-Sokratiese filosofe, jy weet, Thales en al hierdie ouens. Daar was 2.500 jaar van westerse filosofie en denke met soveel duisende begrippe en idees waaroor ons kan praat, maar jy mag nie binne, jy mag nie oor dinge meer as 'n bepaalde stelletjie linkse idees in Suid-Afrika praat nie. So, ek weet nie hoe ons verder kan gaan in hierdie situasie waarin Afrikaners hulle tans bevind nie, want aan die een kant het ons nou bietjie simpatie in die buiteland by veral in die VSA met president Trump, maar daar's ook natuurlik die gevaar en dit is waarop die linkses elke dag hoop dat as meneer Trump nie meer president gaan wees nie, dan gaan die belangstelling in die Afrikanerse situasie net daar vervlou of wegkwyn en dan is ons maar net weer terug waar ons was met die linkse hegemonie en ja, mense wat nie kan werk kry nie, wat nie kan studeer nie en wat verarm en hoop om te emigreer of vlugteling te word iewers anders, dan is ons maar net weer terug waar ons was. Maar ek dink wat my betref, ek dink, jy weet, ek is kyk, die linkses verveel my eintlik, want hulle is nie baie interessant nie, of jy weet, hulle het nie enige nuwe idees uitgedink by die afgelope, wel, ek in Suid-Afrika, ek dink die laaste ou wat 'n bietjie van 'n oorspronklike idee gehad het, wel, afgesien nou van natuurlik, ons hele klomp Afrikaners, in die 30er en 40er jare, en wat goeie idees gehad het, maar in Suid-Afrika, ek dink, ou soos Jan Smuts, byvoorbeeld, jy weet daai boek van hom oor loyalisme, dit was nie te sleg nie, maar dis omtrent wat daar is, jy weet, die res het maar net klakkeloos die soort linkse slagspreuke van Europa en Amerika en veral natuurlik van Oos-Europa op 'n stadium herhaal. Nou, hoe kan ons in hierdie land, en ek praat nie eens van die land nie, maar hoe kan ons net in Afrikaans 'n soort dialoog of 'n debat aan die gang kry na hierdie ontdooiing waar daar nou wel 'n verskeidenheid stemme hoorbaar geword het. Dit is nou die groot vraag. Soos jy was nou natuurlik hierdie, ek het so 'n bietjie
daarna verwys ook in 'n stuk op Facebook. Daar was natuurlik so half 'n debat van France 24. Daar's 'n 24 uur TV-kanaal in Frankryk met die naam France 24 en hulle het ook 'n Engels kanaal, France 24. Nou op France 24 het hulle vir Ernst Roots en wie was dit, Piet Kroukamp dink ek, gehad op die program, en dan toe was daar 'n soort debat tussen hulle gewees, maar dit sal nie eintlik in Suid-Afrika gebeur nie. Dit sal net iemand in die buiteland wees wat so 'n debat laat geskied. En ek dink ons het meer van sulke tipe goed nodig. Ek dink jy weet, ons moet ook nou nie te veel aandag aan die linkses gee nie, want ek dink nie hulle is ook soveel aandag werd nie. Hulle kry al genoeg aandag in blootstelling van die ANC en SABC en al die staatsmedia en wat ook al. Dis nie nodig dat ons te veel aandag aan hulle skenk nie, maar aan die ander kant, ek dink dit is ook nodig dat ons so 'n bietjie beginne die linkse idees relativeer en binne konteks plaas en ook aan die kaak stel. En die rede aan die gevolgtrekking wat ons uiteindelik moet maak, is die rede waarom Suid-Afrika in hierdie verskriklike toestand tans verkeer, is juis vanweë die oorheersing van hierdie belaglike en ekstremistiese linkse idees wat in die vroeë 90er jare, wel, dit kom eintlik 'n baie lang pad, ons sal nog verder daar gesels, en as ek nou aangaan met die triomf van links in Suid-Afrika reeks, maar dit, sedert die vroeë 90er jare, daar 'n linkse hegemonie ontstaan, en dit is eintlik die bron van al Suid-Afrika se probleme. Dit is nie so seer dat die land deur swartes jy weet, dat die land nou deur swartes bestuur word en oorheers word nie. Dit is so in 'n mate 'n deel van die probleem, maar ek het 'n gesprek gehad ook e-pos bietjie met 'n vriend in Amerika, en ons het so e-posse uitgeruil oor hoekom het kommunisme onder swart mense in Suid-Afrika by hulle pos gevat en nie in Amerika nie. Want daar was 'n plan van die destydse Sowjetunie om ook kommunisme onder swart Amerikaners te versprei. Hulle het baie moeite gedoen. Hulle het selfs agente daar gehad en wat ook al, dat hulle wou kommunisme as 'n ideologie onder swart Amerikaners propageer op dieselfde manier as wat dit hier by ons gedoen is. Maar dit het nie daarin geslaag in Amerika nie. Jy weet, daar's nogtans 'n sterk soort, daar is ook 'n rassekonflik in Amerika, verseker. Ons kan op stadium daaroor gesels, maar ek het 'n baie goeie boek ook daaroor wat jy gerus kan lees. Ek sal dit dalk hier vertoon een of ander tyd, of jy is nie vertoon nie, want dit is bietjie omstrede. Wel nie eintlik, die boek is nie omstrede nie, maar daar's in Amerika, hulle graad van kansellering is natuurlik amper erger as hierso, jy weet. Daarso is hulle jou kanselleer, jy mag nie eens 'n bankrekening hê nie of niks. Daai boek het hulle verbied op Amazon en 'n klomp ander plekke. Nie dat daar enigiets snaaks daarin staan nie, maar dis maar nie die feite. Dis maar net aanhalings uit die koerante en al sulke goed wat in die boek staan. Maar ons het toe gesê, die feit is dat in Amerika het kommunisme nie onder swartes posgevat nie, terwyl dit hier by ons wel die geval is. En dit is natuurlik 'n groot probleem, maar dit is ook, dink ek, omdat ons nie, en dit kom by my eintlike punt wat ek ook gemaak het daar op Facebook, dat ons het meer van 'n soort intellektuele beweging in ons land nodig, en ook onder Afrikaners, dat ons hierdie linkse diskoerse en idees en wanopvattings en stigmatisering van ons, jy weet, as ons, jy weet, met hierdie soort verskriklike
begrippe van wit brandsiekte en sulke tipe goed wil stigmatiseer. Ons het 'n beweging daarteen nodig en ons het, want ek voel as ons die intellektuele en ideologiese geveg in die land kan wen, dan gaan die swart meerderheid nie meer kommunisties gesind wees nie, of so ontvanklik wees vir kommunistiese en linkse idees nie. En sal hulle meer so swart Amerikaners wees. Hulle sal miskien nog steeds, jy weet, in 'n mate die verkeerde idees aanhang, maar dit sal nie so ekstreem wees soos in Suid-Afrika nie. So ons het baie werk om te doen om hierdie linkse opvattings aan die kaak te stel in ons land, verseker. As jy tot hier geluister het, moenie vergeet om op die kanaal in te teken nie en koop gerus een van ons boeke en dan volgende keer dan maak ons weer so. Totsiens.